Goeiemiddag. Baie dankie vir die voorreg wat ek kan hê om saam met u Sabbat te sluit. Ek wil amper soos Dawid sê, dit was goed vir my toe het my gesê, kom ons gaan na die huis van die Here. Want baie van ons het die voorreg gehad om vandag die erediens, die Sabbatskool, die lesstudie by te woon. En saam met vanaand se gedagtes is my gebed dat daai boodskappe deel van ons lewens sal wees terwyl ons die onbekende week gaan binneloop. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie dat U vanaand vir ons 'n boodskap sal gee wat ons sterk sal maak vir die onbekende week. Spreek tot ons luister. Amen. Ek wil graag saam met u lees uit Efese, die 3de hoofstuk, daarvan vers 18 tot 21. Ek lees uit die boodskap. Die boodskap is 'n parafrase van een persoon, maar ek hou daarvan wanneer ek die boodskap lees om te gaan kyk na die oorspronklike taal, in hierdie geval die Grieks, om te kyk of dit wel die Grieks reg weerspieël. En parafrases is gewoonlik die taal van die jong mens. En ek is bly dat ek vanaand uit die boodskap kan lees. Efese 3 van vers 18. Sy liefde kan nie met woorde beskryf word nie. God se liefde kan nie met woorde beskryf word nie. Dit is te groot en te wonderlik. Geen mens kan dit met die verstand uitredeneer nie, want dit is baie groter as wat ons as mense is. Hoe wonderlik is God se liefde nie. Vers 19 sê, nou sê Paulus, maar ek bid dat julle tog so ietsie van die liefde van God sal snap. Mag julle lewe met sy teenwoordigheid oorspoel word, sodat daar nie 'n stukkie van julle lewe is wat nie deur God se teenwoordigheid geraak word nie. Wat 'n mooi wens van Paulus vir ons in die week wat kom, om saam met die Here te kan wandel. Ek onthou dit so goed asof dit gister was. Dit was in die middestad van Pretoria. 'n boemelaar met verslete stinkklere het voor die winkel my genader. Meneer, het hy gesê, hier is 'n Bybelteksie net vir jou. Dit het hierdie predikant hart so verwarm en so bly gemaak. Ek het sommer opgewonde drome begin droom oor hierdie kosbare siel in die middestad van sonde, wat so standvastig God se beloftes op 'n vuil, bruin, stinkende papiertjie geskryf het en uitgedeel het. Dis mos nie die uiterlike wat saak maak nie, maar die innerlike wat van waarde is. 'n moed van iemand op wie se gesig duisende spore van swaar kry getrap is. Maar plaks van die drankbottel deel hy Bybelversies uit. Wat 'n dapper man, 'n disipel van formaat. En ek het ook vlugtig daaraan gedink om dalk net gou vir hom 2 Bybelstudies te gee, een oor die Sabbat, hoe om die Sabbat te hou, en dan oor gesondheid, dat hy 'n bietjie 'n beter, gesonde lewe kan kry. Toe ek skielik sy Bybelversies, of versie, op die stinkvuil bruin papiertjie lees. Matteus 5 vers 42. Gee aan hom wat jy iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. En toe praat die boemelaar. Meneer, kan jy asseblief vir my R100 gee? My kinders by die huis het nie kos nie. Jy weet, ek kon dit self nie glo nie. Hierdie predikant se hart van vlees, wat vol verwondering en empatie was, sy hart het na hierdie oulike Bybelversie in 'n harde kliphart verander.
Jy kan mos nie die Bybel misbruik om jou begeertes te vervul nie. Maar weet jy, baie van ons dink, dat wanneer 'n mens nederig is, 'n boemelaarsmentaliteit in jou moet posvat. En soos 'n boemelaar is ek kragteloos, magteloos, ek dryf maar so deur die lewe. Ware nederigheid kan mos nie so wees nie. Ware nederigheid kan nie sê, Heer, ek is net tevrede met die minste, wat U ook al vir my wil gee, ek sal daarmee saamgaan. O nee, vriende, nederigheid is nie 'n boemelaarsmentaliteit wat 'n R100 bedel met 'n Bybelversie nie. Nederigheid leer 'n mens om op jou voete te staan en te sê, Heer, gee vir my meer. Om soos die kinderlose Rachel te bid, haarself leeg voor die Here te maak, om tog maar net swanger te kan word. Suster Lea het al 6 seuns en 'n dogter Dina in die lewe gebring. En saam met die slavinne het Jakob al 10 seuns en 'n dogter gehad, en Rachel se verlange om ma te word was so groot, dat sy eerder sou sterf, as om kinderloos te bly. Die Bybel sê in Genesis 30 vers 22, en God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daarby voeg. Rachel bid, en die Here gee vir haar 'n seun, en daarom noem sy haar kind Josef, want dit beteken, Heer, gee vir my meer. In die Koning van die Eeue, bladsy 668, skryf die diensmaagd van die Here, dit stel die Here te leer, as sy kinders hulle te gering skat. Hy wil hê dat sy gekose erfenis hulle self takseer aan die prys wat hy op hulle gestel het. God wou hulle hê, anders sou hy nie so duur onderneming sy seun gestuur het om hulle te verlos nie. Hulle kan groot dinge van God verwag as hulle geloof in sy beloftes het. In Skrede na Christus, bladsy 61, skryf die diensmaagd verder. Sy sê, sy gee 2 voorbeelde of raad vir ons. Die eerste gedagte en raad is, U moet alles gee, U hart, U wil, U diens. Dis wanneer ons vir die Here vra, ons wil nederig wees, moet ons vir die Here al ons sonde gee, ons hart, ons wil, ons moet vir hom werk. En dan sê sy, ons moet nie net alles gee nie. Tweedens sê sy, U moet alles neem. En wat moet ons van die Here afneem? Christus se volheid van seën om in die hart te kom woon. U helper te wees, om vir die krag te gee om te gehoorsaam. Dit is wat nederigheid is, om u self te gee, u hart, u lewe, en dan te neem die volheid wat Christus vir jou sal gee in 'n seën, om u jou helper te wees, om gehoorsaam aan God te wees. Jy weet jy, en wat jy neem, is baie groter as wat jy ooit kan gee. Want dis maar so genade werk. God gee nie vir jou genade volgens wat jy verdien nie. Hy gee vir jou meer genade as wat jy ooit kan verdien. In Lukas 5:10 lees ons van die verlore seun. Ons gaan kyk na die jongste seun. Hy is nogal 'n baie oulike, slim ou mannetjie. Hy het uitgewerk dat die oudste seun alles gaan kry. Daarom kom hy gou en hy sê, pa, geef my erfporsie. Hy verlaat hulle huis as 'n verbruiker. Hy sê, my pa het nou te oud geword.
Sy hare groei selfs deur sy ore. Hy plaas nie heining, elektrifisering rondom ons huis nie. En dit sal die diefstal soveel minder maak. Maar as ek vandag oor daardie jubeltjie stap, is dit klaar met huisgodsdiens. Daardie gedreun van pa se stem wat erger klink as 'n opgebruikte Ferguson trekker wat net beerings wil slaan en wat hierdie lewe op die plaas so vervelig maak. En hy stap met 'n huppel in sy tree en met 'n lied op sy lippe. Hy stap tog te lekker met 'n iPod in sy ore want hy is vol van pappa se goedjies. Maar as hy nou met varke moet meeding en 'n Joodse seun weet dan dadelik dat hy onrein tussen die varke is. En onrein mense kom nie kerk toe nie. En onrein mense kom nie die gemeenskap binne nie. En onrein mense kom nie huis toe nie want jy is nie waardig om huis toe te kom nie. Die verlore seun is op pad huis toe. Toe hy laas hierdie paadjie geloop het mense hom agterna gekyk oor sy styl. As mense nou na hom kyk, is dit oor daai stinkende reuk. Sy klere was geskeur, sy hare gekoek, sy voete vuil swart. Maar luister wat hier gebeur, hierdie boemelaarsmentaliteit wat baie keer in ons lewens is. Die verlore seun sê, ek is gewillig om maar 'n diensknegt te wees, maak my maar 'n diensknegt. Wat is vir denke is dit? En wat doen sy pa op dieselfde oomblik, Lukas 15 vers 20 en 21, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom met sy boemelaarsmentaliteit, Vader, ek het teen u gesondig in die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. En as die seun hom kom kry, is hy in die arms van sy pa, en hy sê, my ou kindjie, pragtige kind, jy's terug, jy's weer by die huis. Sy verlore seun is vir ewig terug, en die boemelaar mentaliteit van die seun is, ek sal maar 'n slaaf wees, ek sal nou maar terugwerk, want ek het nou nie goed gedoen nie. Ai konna, sê die vader, en hy sê ook nie, bring 2 hoendertjies, my seun het teruggekom, ons gaan onder daai boom sit, en ons 2 gaan die paar dinge nou met probeer regmaak. Is dit wat die vader sê? Nee, hy sê, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring 'n vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Jy weet, ek en jy kom met 'n verslawingsmentaliteit huis toe, en die Here gee vir my en vir jou oorwinning. Hoe ek en u moet nie vir die Here sê, dat ons tevrede is om 'n slaaf in sy huis te wees nie. Ons sal die minste wees. Nee, eerder moet ons sê, dankie papi, ek is 'n koningskind. Want dis wat Johannes 1 vers 12 vir ons sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy ag gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Ek wonder of Jesus sy hande gebruik het, toe hy hierdie gelykenis van die Vader se liefde vertel het. Toe hy by die punt van die verhaal kom, het hy sy arms oopgesprei om te verduidelik. Hy die sakeman sien sy kop skud, en Jesus het geweet wat daai sakeman dink. Nee, ek het te groot gemors van my lewe gemaak. En hy het sy arms weier uitgestrek vir hom. Asof hy wou sê, ja, jy kan ook huis toe kom. Dus Jesus nooi vanaand ons uit om ons hart vir hom te gee.
Daardie uitnodiging word in Jeremia 31 gevind. My seun, my dogter, lees die aanhaling. Ek het jou nog altyd lief gehad. Daarom het ek jou met geduld verdra. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat U ons so lief het. Dankie dat ons kan reageer daarop. En om in 'n verhouding met U te staan, moet ons alles gee, ons hart, ons lewe, ons sondige toestand. En dan moet ons alles van U neem, wat deur die Heilige Gees vir ons beskikbaar gestel kan word. U seëninge om 'n gehoorsame lewe te kan lei. Here, U liefde is so groot, niemand van ons kan eintlik dit beskryf nie, behalwe om te weet dat wanneer ek kies om op die einde my rug op U te keer, sal U my tot die ewigheid mis. Help ons, Here, ten spyte van wat in ons lewens gebeur, om altyd vas te hou aan U liefde. In Jesus se mooi naam. Amen. 'n geseënde week verder.